Baie hartlik welkom dan aan almal vanaand hier op hierdie heerlike somersaand. Ons gaan vanaand in die prediking so 'n bietjie aansluit ook by die tema van vanoggend, waar ons vanoggend gehandel het oor die hele situasie binne in ons land die afgelope 2 weke. Gaan ons vanaand by die debat 'n bietjie aansluit, maar 'n bietjie vanuit 'n ander hoek. In dit wat aan die gang was die afgelope tyd, was daar ook baie gevra na die kwessie van die doodstraf en of dit nie 'n bydrae kan lewer tot die situasie in ons land nie. Mense ook vra dat die doodstraf teruggebring word. En die vraag is, in 'n land waar ons dit nie meer toepas nie, is dit nog enigstens 'n relevante vraag? En ek hoop dat die skrif uitleg vanaand ons ook daarin sal leiding gee. Maar kom ons tree dan voor die Here in met die sing van lied 184. Lofsing die Here, die ewige, sing tot sy ere. Lofsing die koning, die skepper, die Vader, die Here. En ook vers 2 wat baie sterk die fokus laat val op hoe God die lewe skenk aan ons as mense. En nadat ons dit gesing het en die wotum uitgespreek is, dan ontvang ons die seën van die Here en dan loof ons hom verder uit Psalm 139 vers 1, 7, 8 en 9. Daarom verklaar ons ook met groot vrymoedigheid, ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in alle ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir julle vanaand van God ons Vader in Jesus Christus ons Here. Amen.
Kom ons almal bid nou saam. Ons Vader in die hemel, heerlik is dit om vanaand weer hier te wees, in hierdie erediens en ook U as ons God, as ons Here en Koning te kan besing. Om U te eer met ons aanbidding, met ons lofsang en deur onsself te stel onder die verkondiging van U woord, wat ons vanaand wil bely, ook die bron van ons lewe is, die rigtinggewende bron van ons lewe. O Here, vanaand wil ons U in besonder dank, dat ons mag weet dat U regeer. Ja, dat ons Here Jesus Christus na sy hemelvaart opgevaar het en aan U regterhand gaan sit het op die hemeltroon, en dat U alle mag in die hemel en op die aarde aan hom gegee het. Daardie mag waarmee hy ook oor ons lewens regeer. Vader, dit is vir ons 'n geweldige troos. Dis vir ons 'n geweldige bemoediging en aansporing. Want wat kan vir ons beter wees as om onder U regering te leef, as om U te dien en in hierdie wêreld U koningskap uit te dra. Here, ons wil U ook vanaand eer vir die lewe. Die lewe aan die mens as die kosbaarste gawe uit U hand. Ons het ook nou daaroor gesing, hoe dat U elke mens soos met U eie hand vorm en maak, en in elke mens sy of haar lewensasem skenk, ja, soos aan Adam en Eva reg by die begin, dat U die lewe in ons inblaas, sodat ons U beelddraers kan wees, sodat ons U verteenwoordigers hier op aarde mag wees, om ook in U naam te heers, as die hoogste skepsel in die skepping. O Here, wat 'n wonderlike voorreg om te kan lewe. Ons dank U vir elke nuwe lewensdag wat U aan ons toevoeg. Ons dank U vir elke teug van lewensasem wat ons kan inasem en waarmee ons kan lewe om U te eer. Maar bovenal dank ons U nie net vir ons fisieke lewe nie, maar ook vir die ware geestelike lewe wat U in en deur Jesus Christus aan ons kom skenk het. Hoe verskriklik dat hy ter dood veroordeel moes word, dat hy sy lewe met 'n doodstraf moes aflê, om aan ons die ware lewe te kan skenk. Daarom bid ons ook vanaand, dat ons hierdie ware geestelike en nuwe lewe in Christus voluit sal leef, met die krag van die Heilige Gees, wat ons hierin lei, wat ons opvoed en wat ons toerus. O Vader, as ons dan vanaand ook nadink uit U woord oor die lewe as gawe uit U hand, oor die respek vir hierdie lewe en hoe U dit wil beskerm, dan bid ons om U wysheid, dat U ook hierdie moeilike saak in die skrif vir ons duidelik sal maak en dat U dit in ons harte sal indra. Want o Here, ons lewe in 'n land waar daar nie meer respek vir iemand anders se lewe is nie. Ons lewe in 'n land vol geweld, ons het vanmôre daaroor gepraat en U het ons daaroor toegerus. 'n Land vol geweld en doodslag, vol haat en jaloesie en woede en wraak. En nou bid ons, o Here, as ons oor lewe nadink en hoe U dit wil beskerm,
verander ook ons gedagtes daaroor. Vernuwe ook ons denke. Want ons moet bely dat ons ook dikwels disrespekvol teenoor ander mense optree. Ons liefdeloosheid, ons ongeduld, ons selfsug en ons eersug, o Here, met skaamte moet ons erken dat hierdie gesindhede dikwels bepaal hoe ons ander mense behandel. Vergewe ons dit en leer ons opnuut vanaand om met respek op te tree. Dankie Here vir ons eie lewe. Dankie vir die wyse waarop U vir ons sorg, hoe U ons troos en ons help en ons bystaan, elke dag. Sonder U, o Vader, sou ons verlore wees. En daarom dank ons U, dat ons uit U hande mag leef. Seën ons nou as ons U woord oopmaak, en dit saam oordink, tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Kom ons lees saam 2 gedeeltes uit die Here se woord, vanaand, uit Genesis 9, vanmôre het ons dit uit Genesis 4 gedoen, rondom die hele saak van Kain en Abel en die wortel van geweld, wat ons vanmôre aangespreek het, binne die konteks van wat gebeur het die afgelope 2 weke, en vanaand dan, uit hoofstuk 9, ons lees tot by vers 19. God het vir Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde. Al die diere, al die voëls, al die diere wat kruip, en al die vis sal vir julle bang wees en vir julle skrik. Hulle word tot julle beskikking gestel. Alles wat roer en lewe sal kos wees vir julle. Naas die groen plante gee ek dit alles vir julle. Julle mag net nie die vleis eet met sy lewe in, dit is met sy bloed nie. Wanneer julle eie bloed vergiet word, sal ek daaroor rekenskap eis, want dit is julle lewe. Van 'n dier sal ek rekenskap eis oor die lewe van 'n mens, en van 'n mens sal ek die rekenskap eis oor die lewe van sy medemens. Wie die bloed van 'n mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed vergiet word. God het die mens gemaak as sy verteenwoordiger, maar julle moet vrugbaar wees en baie word, vermeerder op die aarde en word baie. Verder het God vir Noag en sy seuns gesê, kyk, ek sluit 'n verbond met julle en julle nageslag en met al die lewende wesens by julle, die voëls, die makdiere en die wilde diere by julle, naamlik met al die wilde diere wat uit die ark uitgekom het. Ek sal my verbond met julle hou. Mens en dier sal nie weer deur vloedwaters uitgewis word nie, daar sal nie weer 'n oorstroming wees wat die aarde sal oorweldig nie. Toe het God gesê, dit is die teken van die verbond tussen my en julle en die wilde diere by julle, 'n verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld. My reënboog het ek in die wolke geplaas. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Wanneer ek die wolke van die aarde laat saampak en die reënboog verskyn in hulle, sal ek dink aan my verbond met julle en al die wilde diere volgens hulle soorte. Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle lewende wesens uitroei nie. Die reënboog sal in die wolke wees, en wanneer ek dit sien, sal ek dink aan die ewige verbond tussen my en al die lewende wesens op die aarde. God het vir Noag gesê, dit is dan die teken van die verbond wat ek tot stand gebring het tussen my en al die lewende wesens op die aarde. Noag se seuns wat uit die ark gekom het, was Sem, Gam en Jafet. Gam was die pa van Kanaan, dit was Noag se 3 seuns, en uit hulle is die hele aarde bevolk. Dit gaan dan veral oor die woorde van vers 5 en vers 6, en daarmee saam dan ook uit Romeine, hoofstuk 13, die bekende opdrag wat die Here gee oor die owerheid. Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie. En die owerhede wat daar is daar deur die beskikking van God.
Wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand teen die ordening van God. En wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry. 'n Mens hoef nie vir die owerhede bang te wees as jy goed doen nie, maar wel as jy kwaad doen. Wil jy sonder vrees vir die owerhede leef? Doen dan wat goed is en die owerheid sal jou prys, want die owerheid is 'n dienaar van God tot jou beswil. Maar as jy kwaad doen, het jy rede om bang te wees, want die owerheid het nie verniet die reg om te straf nie. Hy is immers ook hierin die dienaar van God, dat hy die kwaaddoener moet straf. Daarom moet jy jou onderwerp, nie net omdat jy vir straf bang is nie, maar ook omdat dit 'n gewetenssaak is. Ons lees net tot daar. Dit gaan dus veral ook hier in die woorde van vers 4, oor daardie, in Grieks, die swaardmag van die owerheid, wat dan verband hou met dit wat in Genesis 9 dan ook staan. Weer kyk ons vanaand na Sondag 40. Vanaand gaan ek net 105 lees en ook 107, omdat ons vanmôre op 106 gefokus het. Wat eis God in die 6de gebod? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie, en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag myself ook nie kwaad aandoen of moetswillig in kwaad begewe nie. En dan daar die laaste sinnetjie daar, daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer. En dan vraag 107, die positiewe inkleding van die gebod. Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak soos hierbo gesê is nie? Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. Geliefde broeders en susters in die Here, in die debatte wat tans in ons land aan die gang is, rondom die geweld wat nou weer as gevolg van die berigte plaasmoorde en ander moorde en dinge wat in die land gebeur op die spits gedryf is, het 'n mens dikwels ook in die sosiale media en in die koerante foto's gesien van mense wat met plakate of met ander baie grafiese uitbeelding die owerheid vra om die doodstraf terug te bring. Die doodstraf dan as 'n straf op hierdie geweldige geweld en misdaad en moorde wat in ons land aan die gang is. Natuurlik weet ons, as gevolg van die ontwikkeling en die toepassing van menseregte dwars oor die wêreld, en ook as gevolg van die invloed van daardie menseregte toepassing op ons land se grondwet, het ons owerheid die besluit geneem dat die doodstraf nie in ons land toegepas mag word nie. En nou is die vraag, is dit dan nog relevant om oor die doodstraf te praat? Het dit enigstens sin vir ons om daaroor te besin, as die owerheid klare besluit geneem het wat sê, hierdie doodstraf mag nie toegepas word nie? En die antwoord is ja. Dit bly steeds relevant. Dit bly steeds belangrik dat ons as gelowiges die skrif hieroor reg verstaan en dat ons in die lig daarvan ons getuienis teenoor die owerheid, maar ook ons optrede in die samelewing laat bepaal. Want dit gaan nie in die eerste plek oor die mens nie. Dit gaan in die eerste plek oor God en sy eer as ons oor doodstraf praat. En dis 'n baie belangrike vertrekpunt wat ons in hierdie debat van die begin af baie styf moet vashou as ons ook na die skrif kyk. Die onderliggende beginsel aan hierdie debat is die vraag: hoe moet ek lewe, waardeer en daarmee omgaan?
Hoe moet ek my eie lewe sien en hoe moet ek die lewe van ander mense sien en hoe moet ek dit waardeer in die gegewe omstandighede waarin ons vandag in ons land verkeer? Hoe moet ek daarmee handel? Vanmôre het ons baie duidelik gehoor uit die Here se woord dat die wortel daarvan, van moord, die wortel is geweld. Van geweld is haat, woede en jaloesie. Dat ons dit uit ons gedagtewêreld moet weer en dat ons die vrede en die liefde van Christus moet leef. Maar die katekismus gaan in vraag 107 ook verder. En hy gee 'n baie positiewe inkleding van die 6de gebod. En dit kom hierop neer. Ons moet respek hê vir lewe en die lewe van mense. Ons moet dit koester. Ons moet dit versorg. Ons moet dit lief hê. Soos wat die katekismus hier sê, ons moet met almal met geduld optree. Vredelievend, sagmoedig. Ons moet vriendelikheid betoon. Ons moet dit wat ander mense se lewens kan verbeter, dit moet ons najag en doen. En teenoor ons vyande moet ons ook met liefde optree. Want broers en susters, God, as die gewer van die lewe, eis van ons respek vir sy gawe. Dis die tema waar rondom ons hierdie saak rondom doodstraf gaan bespreek. God eis respek vir sy gawe van lewe. God is die alleengewer van lewe en hy alleen besit die besluitreg daaroor. Toe die Here vir Adam en Eva gemaak het, dan lees ons baie duidelik daarna dat hy die lewensasem in hulle geblaas het sodat hulle kan lewe en sy verteenwoordigers hier op aarde kan wees. Dat hulle sy beelddraers hier mag wees en in die lig daarvan het elke mens se lewe waarde. Daar's geen mens hier op aarde wat 'n waardelose lewe lei nie. Want daardie lewe wat God aan die mens gegee het, is gegee sodat ek 'n beelddraer van God kan wees, dat ek sy verteenwoordiger hier op aarde mag wees. En om hierdie goddelike gawe van die lewe te beskerm, het die Here die 6de gebod gegee. Daar staan letterlik in Eksodus 20 vers 13, jy mag nie iemand wederregterlik doodslaan. Beide die 1933 en die 1983 vertaling doen nie reg aan die letterlike wat daar in die Hebreëus staan nie. Die klem val baie duidelik op die wederregterlike neem van iemand se lewe. En met die regte vertaling hiervan kan ons nou al sien waartoe wil die Here ons stuur as ons praat oor hierdie onderwerp. Die Here gee dus hierdie gebod om sy gawe te beskerm. Die wonderlikste gawe wat God kan gee as lewe. En die beskerming wat die Here dan gee van hierdie lewe, hou altyd in die skrif verband met die gemeenskap waarin die mens lewe. Jy kan maar gaan kyk na al die Ou Testamentiese wette en al die Ou Testamentiese riglyne wat God gee oor hoe mense teenoor mekaar moet optree, dan gebruik die Here die gemeenskap om die individu binne die gemeenskap se lewe kosbaar te maak. Die gemeenskap moet toesien dat mense nie onreg aan mekaar doen nie. En die gemeenskap moet optree as dit wel gebeur. As iemand se lewe deur iets of iemand anders bedreig word. Dit gaan om die beskerming van hierdie lewe. En toe die Here as ware met Noag en sy gesin die tweede begin maak. Onthou die eerste begin was nou met Adam en Eva. En ons sien waarheen daardie geskiedenis gelei het. En as die Here dan eintlik met die sonvloed kom en hy red vir Noag en sy gesin, dan maak hy 'n tweede begin. En reg van die begin af, as Noag en sy seuns hulle voete op droë grond sit, dan kom die Here met hierdie opdrag. Beskerm die gawe van die lewe wat ek aan julle gee.
Dit is interessant as jy gaan kyk daar in Genesis 9, hoeveel keer die begrip lewende wesens in daardie hoofstuk na vore kom. Lewende, geskape mense en diere. God se gawe van die lewe. Van die begin af stel die Here dit baie duidelik. Omdat hierdie lewe vir hom kosbaar is, sal hy rekenskap eis van elke een wat 'n lewe wederregtelik neem. En God sal die gemeenskap gebruik om hierdie reg van hom te handhaaf. En broers en susters, as jy dit nou gaan doen, en jy gaan kyk bietjie in die Ou Testamentiese wetgewings, dan sal jy sien dat God dit konsekwent so doen, soos hy hier in Genesis 9 sê. Konsekwent word die gemeenskap opgeroep en gebruik God die gemeenskap waarbinne die mens is, om sy lewe, God se lewe wat hy aan die mens gee, om dit te beskerm. Iemand kon hom op die gemeenskap beroep, indien hy of sy verontreg word, indien hy of sy se lewe in gevaar is, en die gemeenskap moes daardie lewe beskerm. En hierdie beginsel geld vandag nog net so. En nou sien mense dit ook in die Nuwe Testament, sit God hierdie gebruik voort. In Romeine 13 sê die Here vir die owerheid, julle wat deur die staat wat ek aangestel het om die gemeenskap te lei, aan julle gee ek die verantwoordelikheid om my gawe van die lewe te beskerm. Deur dit ek aan die staat die reg gee om te straf. Ook met die swaard te straf, indien dit nodig sou wees. Dit is vandag nog steeds geldend en waar, al wil ons regering dit nie so toepas nie. Maar dis juist hier waar die problematiek in hierdie debat kom. Vanuit humanitêre of menseregte oorwegings word gesê, die gemeenskap het nie die reg om die lewe van 'n mens te neem nie. En met hierdie menslike argument word die reg van God gekrenk. Word God sy eer ontneem, omdat sy lewe dan, wat hy skenk, nie beskerm word nie. Nie met respek behandel word nie, en nie onderhou word nie. Omdat God sy lewe en die lewe wat hy gee so hoog ag, daarom hierdie verskriklike straf, dat die een wat iemand anders se lewe neem, hy moet met sy lewe of met haar lewe betaal. Maar broers en susters, nou moet ons dit baie mooi verstaan. Hierdie beginsel wat God gee met die doodstraf, en die gesag wat God aan die owerheid gee om dit toe te pas, moet nie gesien word as 'n vergelding of 'n kompensasie vanuit 'n menslike oogpunt nie. Die doodstraf wat aan iemand toegedien word, gaan nie om die kompensasie van die verlies van die lewe van die vermoorde, of om kompensasie vir sy familie, dat hulle getroos voel, omdat die moordenaar dan sy verdiende loon sou kry nie. Dit gaan ook nie om vergelding nie, deur die dood van hierdie moordenaar nie. Nee. Dit gaan om God se eer. Dit gaan daarom dat sy eer gedien word, omdat hy die gewer en die beskermer van die lewe is. En wie dit uit sy hande neem en dit vernietig, moet gestraf word. Kom ons dink baie mooi hieroor na. Die doodstraf en God se bepaling daarvan, en die feit dat ons ook hiervoor mag vra in ons eie regstelsel, gaan nie, soos wat ons die afgelope 2 weke in die debat op die sosiale media gesien het, gaan nie om 'n emosionele oproep, bring terug die doodstraf, sodat daar vergelding kan plaasvind nie. Ons mag dit nie so sien. Dit gaan ook nie om menslike vergelding nie. Nee, dit gaan om God se eer. En as ons dit nie vanuit daardie hoek benader nie, dan sal
Die doodstraf en hoe God dit bepaal, sal nie tot sy volle reg kom nie. En om hierdie rede gebruik God die owerheid. Romeine 13 maak dit baie duidelik. Die owerheid kry die bevoegdheid om dan te straf as 'n lewe wederregtelik geneem word. Paulus noem dit baie duidelik 'n swaard mag. Daarmee verwys hy na dit wat die Here in Genesis 9 beskryf. En daarom moet die staat aan wie hierdie bevoegdheid verleen word, met groot verantwoordelikheid optree. Die regstelsel wat deur die staat geskep word, moet hierdie verantwoordelikheid neem en dit uitoefen, nie ter wille van mense nie, maar om God se eer oor lewe te dien. Dis waaroor dit gaan. Dis ironies dat die doodstraf vandag nie meer as 'n godgegewe opdrag aan die staat beskou word nie, en dat mense teen die toepassing daarvan is, maar in dieselfde asem wettig die staat aborsies. En daarmee eien die staat om die reg toe om oor lewe en dood te besluit. Terwyl wanneer dit om die eer van die Here gaan, is hulle nie bereid om hulle verantwoordelikheid te dra nie. Maar duisende se lewens word geneem deur aborsie. En hierteenoor moet ons as kerk ons stem laat bly hoor. Moet ons daaroor bly getuig. Nie oor dat dit om ons gaan nie, maar oor God en sy reg oor lewe. Om dit verantwoordelik te doen, het die Here ook die beginsel in sy skrif gegee van billikheid en regverdigheid. Indien die staat hierdie bevoegdheid sou opneem, mag hy dit nie misbruik om sy eie politieke doelwitte te bereik nie. Dis waarom daar in die skrif baie duidelike riglyn is in verhouding, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Daar moet gelykheid wees tussen die misdaad en die straf. En net soos in die Bybel, hoef die doodstraf nie in elke geval toegepas te word nie. Alleen waar daar 'n duidelike bewys is dat moord met voorbedagte rade gepleeg is, behoort die staat dit te oorweeg. Baie mense vra vandag vir die toepassing van die doodstraf as 'n afskrikmiddel teen misdaad en teen geweld. Daardie argument staan nie in die lig van die skrif nie. Ons kan nie die doodstraf as 'n afskrikmiddel gebruik nie. Die beginsel is, die doodstraf gaan om die eer van God te beskerm en om lewe te beskerm wat hy gee. Dis die suiwerste beginsel waaraan ons moet vashou. En dan is daar ook gelowiges wat redeneer dat met Christus se dood en sy eie ter dood veroordeling en die uitvoering van die doodstraf op hom, het alle vergelding opgehef, dat sy dood die einde sou maak aan die doodstraf. Die volle konsekwensie van hierdie argument sou daarop neerkom dat die wederkoms ook gekanselleer is. Het ons nie 2 weke terug gehoor uit Openbaring 19, Christus kom ook as regter oor die aarde nie. Maar Christus se dood is juist die verskriklike voltrekking van die mens se vergrype aan die lewe as gawe van God. Daar dra Christus met sy eie doodstraf die sonde van die mens en bring weer genade vir hierdie mens en sy lewe voor God. Daarom dat Christus ook daar aan die kruis 'n moordenaar wat tot inkeer kom, kan vryspreek. Dis waarvoor Christus gekom het, vir genade. Wie die dierprys sien wat God betaal het vir ons lewe, sal met groot respek en verantwoordelikheid daarmee omgaan. Daarom, broers en susters, kom ons beskerm en stree op in ons samelewing vir die eer van ons Here. Nie om terug te roep en te skreeu dat die doodstraf teruggebring moet word, sodat daar vir ons vergelding en reg en geregtigheid kan wees nie. Maar om die aandag te vestig op God, as die gewer van hierdie lewe, en dat hy dit so
wil beskerm. Kom ons doen wat die Here vanmôre gesê het, deur die wortel van geweld uit ons harte te weer. Haat, jaloesie en woede. En as die staat steeds sou staan by sy standpunt, en steeds sou weier om God se eer te respekteer, dan hef dit nie ons verantwoordelikheid op nie. Inteendeel, des te meer moet ek en jy dan doen wat die katekismes ons vanaand leer. Dat ons respek vir lewe sal wys. Respek vir ander mense se lewe, respek vir alle mense se lewe. Met die mooi woorde wat die katekismes sê om geduldig op te tree, vredelievend te wees, vriendelik op te tree, om die voordeel van ons naaste se lewe te soek en dit te bevorder, om met die liefde van Christus te lewe. So sal ons toon dat ons God eer en dat ons respek het vir die lewe wat hy aan ons gegee het. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir die lewe as gawe uit u hand. En ons bid, o Here, dat u geëer sal word in die wyse waarop ons as u kinders respek toon vir die lewe wat u gee. Help ons om vanuit die skrif die regte getuienis teenoor die staat te lewer oor hulle verantwoordelikheid. En daarom, o Here, roep u ons ook op en ons bid vanaand vir ons polisiediens en veiligheidsmagte. Bewaar hulle in hierdie stryd teen die bose. Ons bid vir ons regstelsel, ons howe en almal wat daar geregtigheid moet laat geskied. Mag dit tog tot u eer wees. En ons bid dat u ons so met u Heilige Gees sal vul, dat ons elke dag respekvol teenoor die lewe sal optree. Dat ons op hierdie wyse ook werklik 'n verskil in ons land kan maak en kan opstaan teen die vloedgolf van geweld en respekloosheid en disrespek vir mense se lewens. O Here, help ons daartoe met elke mens wat u oor ons pad bring, wie hy of sy ook al mag wees, dat ons altyd hierdie innerlike houding in ons harte sal dra. Dis 'n mens in wie u die lewensasem geblaas het, en dis 'n mens wat ons moet respekteer. O Vader, ons bid ook vir reën en uitkoms in die natuur, dat u ook tog daar vir ons sal seën, sodat daar voedsel kan wees vir mens en dier. Dankie vir die week wat ons kon betree. Dankie dat ons u vandag hier kon ontmoet en ons bid u, o Here, lei ons dan in die week wat voor lê elke dag, sodat ons u naam kan verheerlik. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. U kan die liefdegawes dan by die deur afdra, en beide die kollektes is vanaand ook vir die diens van ons diakens, wat dan ook nood in die gemeente en in die gemeenskap aanspreek. Kom ons sing dan nou ten slotte uit Psalm 94:2. Ons sing daar vers 7, 8 en 9. Psalm 94:2 vers 7, 8 en 9.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan lewe daarmee. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.